let's go. This is chill. Sê welkom. Okay guys, focus. Let's focus. Jesus help us. Hallo julle, welkom by die Waarheid en Waarde podcast. En dit is episode 2. En ons stel voor jy kry 'n koffie verdien want dit is baie exciting. Is het gewoon een cappuccino? Of is het... Nee, this is honeycomb hagenemer. You can really taste the honey. Oh, nice. Honey, the word is the Dit is honey of versie van honey. That's sweet. Sweet words are like honey. Honey. Oh. Maar moet ons seker sê hallo, ek is Hallo is jy? Hallo, ek's Annie Girl. Hallo, ek Simi. ek Salome. Ek is Zoe. En ek is Bonnie. En vandag gaan ons onze favorite Bijbelvers sê. En 'n storie en dit wat ons inspireer en bietjie ons hart dieper in die woord met julle deel. So my storie kom uit Markus 10 vers 46 tot 52. So dit is nie regtig 'n lang storie nie, maar dit is een van Jesus se miracles gewees en ek gaan dit gou eers lees en dan gaan ek die hele miracle van die storie verduidelik. So Jesus healed Bartimaeus, the blind man. So then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." "Be quiet," many of the people yelled at him. But he only shouted louder, "Son of David, have mercy on me." When Jesus heard him, he stopped and said, "Tell him to come here." So they called the blind man. "Cheer up," they said. "Come on, he's calling you." Bartimaeus threw aside his coat, jumped up, and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked. And "My rabbi," the blind man said, "I only want to see." And Jesus said to him, "Go, for your faith has healed you." Instantly, the man could see, and he followed Jesus down the road. Maar toe ek hierdie storie lees, het ek regtig gevra dat die Here iets in feit vir my reveal. En ek dink ek sal die storie ooit weer dieselfde sien nie, want daar's soveel aspekte van die storie wat heel anders kon uitgedraai het, wat ek toe raak gesien het. So, die eerste stukkie van die storie is waar mense sy opinies om stil gemaak het en gesê het, "Man, bly stil, moenie Jesus pla nie, hy's op 'n mission, los hom uit." En hy het 'n besluit gemaak om weer uit te roep na Jesus toe. En hierdie keer het Jesus hom gehoor. En ek dink as hy nie vir 'n tweede keer uitgeroep het nie, sou daar nie 'n respons gekom het nie en hierdie storie sou nooit in die Bybel gewees het nie. So, daar's die eerste lesie om regtig net nie toe te laat dat enige opinies van die wêreld jou stil maak nie. Om regtig deur te druk na Jesus toe en jou hartsbegeertes voor hom uit te stort. So, daar's die eerste ding wat ek sien. En die tweede ding wat ek sien is Jesus sê vir hom, vir die disippels sê vir hom, "Kom hierso." En ek dink vir myself, maar ek sien dit as 'n movie voor my afspeel en ek dink vir myself, maar kan Jesus nie vir homself dink die ou was blind? Hoe gaan hy nou in sy blindheid opstaan en na Jesus toe kom nie? So hoe sal Jesus iets soos dit van hom verwag? En ek besef dat die Here ons geloof op so 'n manier toets om te kyk of ons regtig gaan respond op sy roep. Ja, ons roep hom in ons omstandighede, maar it requires of us to also take a step in order to capture his heart. En wat hy te doen, sy respons is, toe Jesus sê, "Kom hierso," nou kan ek dink vir myself as 'n blinde man, ek gaan bietjie opstaan en bietjie voel waar ek is en dalk iemand roep, of hy kon gesê het, "Here, maar u weet ek is blind," soos die man van Bethesda, elke keer spring iemand vir my in, maar sy hart was, hy het nie gesê, "Here, jy kan sien ek is blind, kom help my, tel my op, jy kan mos sien ek is blind," he jumped up, threw his coat aside and ran to Jesus. En dit is sy respons in sy blindheid. So dink gou vir jouself, hierdie blinde man in sy kondisie, hy roep na Jesus, niemand hoor hom nie, almal sê bly stil. 'n tweede keer roep hy na Jesus en Jesus sê kom hierso en hy spring op en hy hardloop in sy blindheid en hy staan voor Jesus. Daai moment. En in daai moment klink dit soos 'n baie simpel en eenvoudige vraag die Jesus vir hom vra, "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" Maar Jesus het dit op 'n manier gevra, kan ek myself indink, wat hy bedoel, wat wil jy moet ek vir jou doen? Ek sal enigiets vir jou doen, want jou motief is om my hart te soek en jy het my hart geroer met jou faith, met jou geloof. En aan die agterkant van dit het ek my revelation geskryf dat Jesus knew his condition, but granted him to receive anything because he asked for, because he responded in faith when he was called upon. So, dis daai ding van Jesus sal
ons motief kyk en volgens dit weet hy, jy gaan nie 'n Ferrari vra nie want jou motief is reg. So jy gaan na sy hart soek en nie sy hand nie. En die uiteinde van die saak is toe die blinde man vir hom sê toe Jesus vra what do you want me to do? Toe sê hy only that I can see. Maar hoekom wil hy sien? Want hierna sê dit and Jesus said to him, go because your faith has healed you. And instantly the man could see and he followed him down the road. So die uiteinde en die hele begeerte van die man se hart was net om Jesus te kan sien en om hom te kan volg soos enige ander ou. So dis vir my so mooi die storie van hy het nie net die miracle gesoek en Here kom net deurgegaan in hierdie breakthrough vir my nie. Hy het regtig begeer om 'n disipel van hom te raak, om 'n follower van hom te raak. So dit het my net weer bietjie gestuur om net Jesus se hart te soek en nie net altyd sy hand nie. So dit is 'n storie wat regtig vir my uitgestaan het. So beautiful. Ek dink dit het my laat dink aan soos kan ek my storie reference. Kan ek praat? Soos aan die vrou wat in bloedvloei gelei het. Wat soos ook haar geloof het haar gered. Want soos sy het vir Jesus gesoek eintlik. Ook soos die man. So dit was so mooi. Says, she seek Jesus. One touch from the king. Exactly. So mooi. Ek dink ook soos wat jy gesê het is soos hy het nie die hand van die Here gesoek nie, maar die hart van die Here gesoek. En toe dink ek aan Solomon, wat die Here vir hom gesê het soos jy het 'n blank check wat wil jy en dat sy antwoord was gewees ek wil wisdom hê om jou mense te kan lei in die regte rigting in. En soos daai was ook soos 'n hard decision en nie 'n hand decision. So dit is net ek dink daar kan nog stories. Ons gaan probably nog stories vind van wat as iemand sy hart soek, gaan hulle nie, jy weet, gaan hulle kry wat hulle wil hê. Nie omdat dit is wat hulle wil hê nie, maar hulle gaan hulle kry omdat dit uit sy hart uit is. Hulle soek hom en nie wat hy kan doen vir hulle nie. So ja. Dit het my eintlik net remind weer eens aan, soos julle sê, soos die Here is soveel meer, of moet ek sê worry nie, maar soveel meer, dit is vir hom soveel meer belangrik dat ons harte gesond is. Ek meen, ons kan soveel dinge doen vir hom, ons kan kingdom bou, ons kan die grootste kerk besit, ons kan duisende mense na die miljoene mense na die Here toe lei, maar as ons hart nie by hom is nie, wat is die punt? Verstaan, wat is die punt hy gebruik, ons laat hom toe, om ons van die Bybel sê, the gift is, wat is die woord? Irrevocable. So jy kan op stage staan, maar jy kan so ver van die Here af, jy kan by die huis wees, jy kan op die vrou skryf, verstaan. So, en die Here is nie geworry oor wat ons vir hom kan doen nie, maar vir wie ons is in hom. En dit is toch original design, soos dit is al wat hy wil gehad het, dat ons moet dwell saam hom. So dit is nie eens werk nie. It was like first he gave us identity and that identity was to be created in his image. And then he said reign and rule. Verstaan? So the work came second. So position first. Precies. So dit my net remind us. Beautiful. Soos daai versie wat sê, ek kan nie hom presies onthou nie, maar dit sê, turn away from me because I didn't know you. Yes, and exactly that, and what say your heart's off, your mouth is speaking much about your heart is far away. En daai nou beteken translate na have relationship with. Dit is intimate wat hy begeer het. And even since when God created the law, it wasn't to like tell people you have to be perfect, but it was because the veil was separating them, sin was separating them. So he created the law because he still wanted to dwell with them, you know what I mean? He's such a family man. He's like, I want to spend time with you. And same with the garden, you know what I mean? He's like, come, I created you, you know what I mean? So I think it's so beautiful to know that God longs for us just as much as we long for him. He longs way more for us than we could ever long for him. So he just wants to be with us. It's beautiful. Okay, so it's my turn. Okay, so my story is John 12, verse 3. So I'm going to read from the King James Version and then also the Passion Translation because it's a bit different. But Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. The Passion Translation says, Mary picked up an alabaster jar filled with nearly a
liter of extremely rare and costly perfume, the purest extract of nard, and she anointed Jesus' feet. Then she wiped them dry with her long hair, and the fragrance of the costly oil was filled the house. So I had an experience with Jesus when I was 19 years old, and it changed my life forever. I even got a tattoo because it just marked my life to such a degree that I could not explain. So I gave my heart to the Lord when I was 14 years old. And then when I was 18, like soos jy moet op 'n plan, dan gaan jy na skool doen, like ek weet nie. En so toe het ek 'n gap jaar gevat. En like ek het geweet ek wil soos sielkunde of soos social work iets soos dit gaan doen. Maar somehow het ek 'n gap jaar opgeëindig en so ek sê, okay fine, we're gonna do this. But I was filled with so much stress and worry. So anxious because the world tells you like if you're gonna take a gap you're gonna get so lazy and then you're never gonna want to work again. I was like freaking out because I'm just like I have to keep my life in order. Dus my lewe gaan nou eindig. Crazy, you're like 19 years old. Like since your lewe gaan eindig hier. But it was like so anxious, you know. And one day I was getting out of the shower and I was just walking into my room and I just felt the presence of the Lord, and it just overwhelmed me to such a degree that I was just changed forever. That's why I got the tattoo, because I was like the first time I met the love of Jesus, the compassion of Jesus. And I used to be one of those people, I would be like, nee, maar jy gaan so baie goed doen vir die Here, en dan sê ek, okay, great, I'm gonna do that. And then I would make excuses, and I would be like, nee, maar ek is nog te jonk, of nee, maar dit, ek is soos shy, of dit. En maar die oomblik, toe soos Jesus my ontmoet het, toe maak niks van goed my saak nie. Toe gaan die excuses weg, toe sê ek soos, wow, I've seen you, Jesus, you're worthy of it, because the question he asked me was like, what is the most worthy thing to you? More than that. I was like, oh my God, conviction. And for the conviction, you know, and I was like, wow, Lord, this is crazy. And the next year, when I turned 20, the Lord met me with the same scripture, but in a different way. So at the top, it's where Martha was preparing a supper, was busy. And she was like, Lord, Mary is like chilling and I'm doing all the work. And then I realized, because Mary wasn't wrong. Martha wasn't wrong. She didn't do a wrong thing because her heart was still like, Lord, I want to serve you, you know. Our heart was still like, Lord, I want to serve you. But he rebuked her and told her, but Mary chose the better part. I think there's another verse, I think it's in Luke, where it says that Mary chose the better part. And it's like, once again, as Louise said, jy kan al die goed doen vir hom, maar as jou hartie vir hom is, dan beteken dit niks nie. So this is my favorite story, because every time it's like, is Jesus going to be more worthy of my affection, or is my excuses going to be worthy, or is my ideas and my plans and my whatever going to be more worthy than what his heart longs for? And just to sit with him and to be with him. And that is where I met first love. So then the Lord began a journey with me about the secret place relationship that he talks about in Matthew. Like, go into your secret place, you know what I mean? Pray to your Father that he is in secret. So when I got that revelation of who God is in that sense, I was like, oh my God, I'm obsessed. And I had a lot of like encounters with the Lord after that, but that was like the marking moment where I realized like the love of God is just... And my response to that is also extravagance, because the people were like, why are you wasting? It's like pure oil. It's like costly. And the Lord was like, what is most costly to you? Give that to me, because I'm far better than that. So that was just a moment that I will never be able to forget, because it just changed my life forever. Sure. You know, just seeing him, beholding him in his beauty and his splendor, and also in his suffering. To see him as a lamb that was slain. Because then there was this revival. They call it the Moravian revival. So what happened is that these people had a massive encounter with the Lord, and they started a 24/7 prayer. 24/7, they're just praising the Lord and praying to him. And then there were these sailors that felt led, and they would leave their families and they would go. They would sail out, never knowing if they would return to their families. Because like, this is why I love the saying, because this is where it originates from, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Because they were so obsessed with Jesus that they were willing to do anything for him. And that is the same heart posture that we have to take. It's like, Jesus, you're more worth than anything, everything that we could ever have. So that is just, I was so like, wow.
Wow, that was like crazy. So they would go out never knowing if they would see their families again, and they would just go preach the gospel. They would go and work as slaves just to preach the gospel. So that was like, it changed me forever. Yeah. So that's my story. It was a good story. It is a good story. Dit is especially soos ek het my storie verander, maar ek het dieselfde storie gehad. That's my favorite. Want ek gaan deur 'n season waar die Here pouring out gebruik as 'n healing. En hoe meer ek uitpour, hoe meer kan hy inpour. Exactly. En originally was dit net so van, dis 'n pretty story en maar toe dit begin reël raak, soos Oh yes. om my trane uit te stort op sy voete, om by hom te gaan sit en my trane uit te stort by sy voete en sy voete te was met my trane en my, soos jy weet, sodat hy kan daai nie die fragrance van my trane nie, maar dat hy daai seer en al daai goed wat ek deurgaan, dat hy dit kan vat en hy kan iets uit dit uitmaak en hy kan my anoint met sy presence. Sure. Want ek het baie by sy voete en ek stort dit uit by sy voete en nie by die wêreld en al die ander goeders nie. Ek gaan die hele tyd na hom toe. En ja, dit is definitief hoe meer jy uitpour, hoe meer wil jy uitpour. Exactly. Dit is soos dit kan nie ophou nie. It's too much. Can I add to that? Because there was this lie that I believed for so long, and it's a lie, and I hate it. But I used to believe, because I would always get word that God wants to take you deeper, God wants to take you higher. And I used to be so scared of it because in my mind, I was like, okay, but if I go deep with God now, will it run out somewhere? I was so scared. Like, I was so scared that it would just run out. But I think it's David. I think it's for Psalm 42, where he writes that deep calls to deep. And it's so beautiful because there I learned that the depth of my need calls out to the depth of God's sufficiency. So it's like the deeper I go, the deeper he gets. Like he's like the ocean, we don't know where the ocean begins or ends. Same with him. He is the beginning and the end. So that I don't believe the lie. It is terrible. It is horrible. It's not the truth. And it just restricts us to going deeper with God because there's so much more to experience than just, the oil is just overflowing all the time. Ek wil nog iets aanlas daarbij is dat dit is so mooi dat elkeen van ons nou ietsie deel wat nou by ons hart is en ek glo almal van ons deel iets wat soos revelation gebring het want andersins soos wat jy gesê het, jy die storie geken, maar just knowledge makes us puffed up and having that feeling of this is what I experience in this en die revelation het die Here vir my oopgebreek bring die anointing om actually iemand se lewe te kan verander en te sê ek het hom ervaar, soos jy kan hom ook ervaar. Dit is nie net 'n storieetjie nie. Ek het een keer na 'n winkel toe gegaan. Ek was so hartseer daarna. Ek het na 'n winkel toe gegaan en die meisie ken my baie goed en iets by haar laat doen. En sy het vir my gevra, maar hoe is jou naweek gewees? En ek sê toe vir haar, nee, dit was wonderlik, ons het 'n uitreik gehad en ek vertel vir haar 'n miracle wat gehappen het en sy sê toe vir my, dit is so awesome om sulke stories te hoor. En ek in daai moment voel ek haar hart van dis vir haar storie want sy ken nog nie die dieper Jesus nie. She doesn't know that he can do it of sy beleef dit dalk nie in haar lewe nie. So dis regtig die ding van dis 'n storie, maar wanneer jy dit vat en iets daarmee doen, ervaar jy die Here en hy bring revelation en something happens waar jy ontmoeting het en dit is die anointing wat jy kan deel met ander. So as twee scriptures wat ek nou soos hier sien, wat daar uitkom, maar dit gaan ook soos like, net soos like, Jesus is first love, ek gaan nou die een lees, A Song of Solomon 4 verse 9, wat sê, you have captured my heart. Sure. En ek dink dit is wat het vir my in hy moment was, it's like, I was captivated by him, and say beauty, and yeah, I can get geeky about these things, I don't want to get nerdy about it, but I was like, you're in love. Just take me now. So, ja. Sy is as met hy plakate is, hier is soos ietsie met soos 'n huge plakkaat maak. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Yeah, guys, because the love is the love that changes us. It's the love. En ook soos, nou kan ek liefde deel met ander mense. Soms dan act ek some type of way and it's like, this is not me. But it's the love, you know what I mean? It's like you get so filled up with him and then he just overflows out of him. Ek dink vir ons elkeen is daar soos 'n ander, soos tipe, wat ek sê, wat vir ons elkeen soos anders is, maar dit pas so mooi by jouself aan. En dit is so mooi dat God is so intentional met elkeen van ons. Ja. Like,
So daar's ietsie vir almal. That's just the ocean. So almal swim. Wherever is swimming. Die love wat ons het is nou nie die love wat ek van hy en Bonnie gaan hê, wanneer Louise gaan hê. This is different van Sakin. So there's some way that I embody. Personal. Exactly. This is how I embody love. Ek dink dit ek kan baie relate net jy het nou getouch op Mary en Martha. Jy nou ek was lank wat ek soos werk, soos serve die Here, soos en ek het half my satisfaction in dit gekry in die Here persoon in plaas van nou hardloop na wêreldse goed waar ek was, het ek nou dit gevind in die works. En daar's 'n level of satisfaction wat jy kan vind in die works, maar daar's ook 'n level van satisfaction wat jy vind in die presence of God. En daai twee saam, that is complete satisfaction, want jy kan in die presence wees van die Here en jy kan niks nog steeds doen nie. Verstaan, jy kan nog steeds nie fruit dra nie. If you abide in God, you need also bear fruit, because you can't only just wees jou boompie met jou vruggies en jy soos nie vruggies dra nie, verstaan. Dan maak dit ook nie sin as jy sê you abide in God, maar jy dra nie vrug nie, verstaan, soos hy gaan jou gebruik. So, vir 'n lang tyd het ek geabide in die vrug, in plaas van in die Here, in die vine self. So, daar was definitief iets wat ek my kan relate, is yes, dit bring 'n source of satisfaction om die werke te doen van die Here en hy vul jou nog steeds persoon because it's his sheep. Jy gaan nie op 'n stage staan en hy gaan dat jy snot praat nie, jy kan, maar verstaan dis sy skape, soos dis iets wat ek agterkom, soos die Here gaan seker maak soos hy praat deur jou. As jy daar staan, it's a next level anointing wat hy op jou sit, want dis sy mense. So yes, daar's daai satisfaction, but it's also you need the satisfaction of abiding in him om complete satisfied te wees. Otherwise gaan jy net soos mis en iets. Ek dink die ding shift ook om nie te perform as jy besef waaroor dit gaan van die vrug is nie vir jou om te eet nie. So 'n appelboom kan nie homself consume nie. So as jy besef dis hoekom ek hierdie werke doen is sodat ander dit kan geniet en ander Jesus deur my kan sien en proe en eet. Dan ek dink shift jou fokus so mooi. Ek voel soos vulnerable vraag vra. Okay, go for it. Het jy al ooit soos gequestion of jy die vrug van die Gees dra? Like if you have it. Have you been pruned? Wel ja, as jy kyk na my lewe dan sal jy sê ja. Maar hoekom ek vra is ek het dit laas jaar het ek soos 'n studie gedoen oor die vrug van die Gees en wat dit beteken en wat dit is en toe analyse ek soos myself en toe sê ek soos van okay, maar het ek hierdie vrug soos en hoeveel het ek van dit en soos het dit werk nodig en wat ook al en obviously kan jy dit nie cultivate nie, dit kom van self. So ek dink dit is waar die vraag vandaan kom is soos as jy agterkom jy het nie daai vrug nie, soos wat doen jy dan? Want dit is nie iets wat jy kan nie 'n vrug soos 'n appel kan nie sê ek het 'n appel groei en Ons kan dit actually vat as it's soos die woord sê it's one spirit, one body, one. So dis een vrug en dis net Jesus en dis Holy Spirit. So as jy al ooit ervaar het the word of discernment of net soos gelei word om Bybel te lees, dis hoe mens kan agterkom. Ek dink jy kan definitief agterkom wanneer jy iets dalk verkeerd doen en jy voel sleg daaroor. Dit is die eerste teken van I have Holy Spirit, want anders sou ek nie convicted gevoel het nie. En daar's 'n verskil tussen conviction en condemnation. So conviction is I made a mistake. Condemnation is I am a mistake. So definitief om te besef dat soos nie jouself op te meet met okay, ek het vandag geduld gehad en môre het ek nie geduld nie, nou is ek uit, nou het ek nie meer die Here nie. Die Here is nie soos daar en dan los hy jou. Daar's definitief dele waar ons we quench the Holy Spirit sometimes when we do something we know we're not supposed to do. Maar hy sal ons nooit los soos wat jy die vorige episode gesê het. So daar is baie keer moments waar ons question of ons in die gees loop, maar ek dink jy ons kan as ons sy hand al gesien het en gesien het hoe hy ons lei en alles, waar ons kan wonder of ons weet of nie. So ek dink ons weet baie keer of ons iets verkeerd doen, waar ons net weer align met hom. Maar it's one spirit and one fruit. We just have to allow him to grow and prune all the parts of it. Ek ook as humans, ons maak foute. Exactly. En ek dink dit is ook soos een van die aspekte, soos baie keer maak mense fout en
jy kom dit eers later agter en as jy dan question jy of soos okay, maar dis nie 'n vrug van die gees nie. So kom tree ek my so op. Soos ek het hom in my lewe, so obviously soos byvoorbeeld sê nou maar jy weet jy moet met selfbeheersing optree en nie 'n vloekwoord sê nie, maar jy doen. En as jy soos okay, nou wat nou? Soos jy repent, maar jy voel nog steeds soos okay, maar hoekom het ek dit gedoen? Verstaan? Dis soos dis deel van die vrugte. So as jy en ek voel soos as jy vrugte dra, dan dra jy alles. So jy kan ek voel nie in my mind is jy kan nie net een dra nie, jy moet multiple dra. Soos die Bybel sê ook soos know them by their fruits. So met ander woorde meer as een, nie net een nie. So vir my is dit soos jy moet almal hê, maar dan partykeer dan lekker mense in een area, which is normal. Ja, wat is human. En ek sien hulle dis staan so my dat and verse 24 said, and they that are in Christ have crucified the flesh with the affections in the lust. So, but for me say that if we have Holy Spirit and we yield ourselves to the Spirit, the flesh needs to submit under the Abide Spirit. in the vine. Exactly. So this is, it's not whether if I am abiding in Him, I have the fruit of the Spirit. The difference is that I have to allow the Holy Spirit to cultivate the fruits in me. You know what I mean? But you do have the fruit of the Spirit. You know what I mean? And like saying a sweet word, a bad word, it's not gonna mean that you're now disqualified. You know, it's not performance. It's not striving. It's not, oh Lord, let me be good to you today. It's Lord, I'm weak and I'm probably gonna swear today, but I need you to help me not to swear. You know what I mean? It's instead of going to, oh, I am lacking, instead of going like, Lord, you are sufficient. I'm not. You know, so don't condemn yourself if you make a mistake because you're human. Because it's also grace for us, because God sees our hearts. Sê moenie motive. God sees our hearts. So hy weet jou hart is speel en dit long vir hom. So moenie yourself disqualify as jy fout maak. Want God doesn't disqualify you. Maar dis altyd sulke simpel goedjies. Soos dit, of dit is soos, jy is ongeduldig met iemand, of jy raak kwaad vir iemand, en dan is jy soos, waar kom dit vandaan? Dit is wêreldse mense, soos die mense wat nie weer ken nie, mense in die wêreld. So that's why the fruits in our lives have to be visible as well, maar dit is nie 'n ding wat ons moet laat gebeur, dit happen vanself as jy. Dit is just a measuring stick van, I think it's worthy. Is my vrugte dol of nie? Kan ander mense my vrugte sien of nie? And usually the next person won't say it to you. Nee, en baie keer dan sê mense ook soos van, oh, maar jy is so faithful, wat even as jy soos, ek kan dit nie geweet nie. In faith. Oh, okay. So, well, that's a good question. If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. We need to walk in the Spirit. So, don't doubt. Don't doubt. That was so nice turn gevat. I love this. Dit is so ernstig. Dat het net soos conversation geword. Dat het net conversation geword. Nee, dankie Erika vir die question. Vulnerability. Ek het gesê is good met vulnerability. Ek het so geleer het, want ek was nie, en Maar dis goed, verstaan. toe ek dink wat dit verander het was, soos toe ek in 'n situasie was, waar ek teen iemand beklei het, wat glad nie communicate nie, soos glad nie, het dit vir my, it was costly, because ek moes vulnerable wees, om daai deur oop te maak vir iemand anders om vulnerable te wees, en even though die persoon nie reciprocate het nie, het dit my gevat om elke keer myself te humble en in liefde op te tree en te sê, okay, weet jy wat, in plaas van om te reageer op wat nou vir my gesê is, wat seer maak, I forgive you, I release you, I bless you, en ek gaan respond in a loving way. Girl, that's the fruit of the Spirit. Meekness, love, peace, long suffering. Dit was moeilik geweest om dit te doen, want dit is soos, jy wil die persoon strangle, en jy is soos, maar wag nie, so, jy weet soos, jy moet, en die Here sê soos van, wees net liefdevol, en as jy soos van, ek is liefdevol, maar ek wil nog steeds iets aandoen, en dan, is die Here soos van, En jy know, wees net liefdevol. God was pruning
pruning you as well. He Yeah. was like cutting back branches so Yeah. that you could grow. Ja. So, dis tough though. Yeah, pruning is fun. Ja, dis so fun. You bear more fruit so that other people can experience the love of Jesus. Pruning suck. Let's be real. Ek het jou gelyk dat toe Kan ek ietsie deel julle sê hè? deel iets Dit mee. is rarig is om 'n visual te bring na dit waaroor ons nou praat, nê. Ons het actually soos 'n wingerd agter ons huis wat naturally druiwe groei. En dis soos dit is amazing want dit is soos heel anders as die winkel se druiwe. Dit is lekker groot druiwe maar die goed groei wild. So dis soos 'n dit is 'n ander storie. Ja. Check myne vir En dis nou so. ek sê weg. Nee, maar luister die storie, nê, is as jy jou vrugte het en FBI 'n detective is en nie toelaat dat iemand van jou vrug eet nie, dis 'n ander storie, nê, dan vrot daai vrugte want ek het een proen gaan kan doen. gaan pluk. So ek het een trossie gepluk en dis groot, dis letterlik soos so baie druiwe en dit was 'n kosblik vol en ek het een sak vir skoonmaale gegee en een sak Wow. vir Nicole hulle en ons het een kosblik vol gehad. Ek weet nie of ek vir Marie hulle opgegee het nie. Maar dit was dus net 4 snips en daai ding was vol en ek het vir Aiden gesê, hoorie, ons moet onthou om hierdie ding vanaand te proen, anders gaan alles vrot want die voeltjies kom dit agter. So jy moet maar vir die voeltjies ander voorsiening maak vir kosies vanaand want ons wou dit uitdeel vir mense om te kan geniet actually. Wow. En dis lekker soet druiwe en is groot want hulle is natural. En hulle word nie met treatments en goed soos die ander druiwe wat letterlik gegroei raak nie. So dis 'n hele ander smaak van daai druif. En ons het vergeet daarvan. En almal het toe letterlik net soos opgedroog en soos gekrimp en die voëls het hulle gevreet so. Wel die voëls het dit enjoy, maar no one enjoyed them. So dis net 'n reminder om ook nie soveel vrug te dra en amazing by jou huis te worship en die Here te dien, maar jy gee dit vir niemand nie. Because that's why we need to go out and be the light where we are. Want jy kom by Pick n Pay en by die print shop waar ek nie kom nie en dis waar jy jou lig skyn. So ja, net om te onthou dat waar ook al jy gaan, is jy net natuurlik. Because you want people to experience his fruit. En also as jy soos prune, dan kan jy meer vrug dra. Soos ek sien met my roosbossie, nê. Nou ek het gedink ek gaan hom laat doodgaan of voor hy katblomme maak, maar anyway. Ek het nog gekry toe hy so 7 buds gehad, nê. Very prophetic want hy het 7 buds gehad. Maar in elk geval en so het die blommetjies uitgekom en dit was baie pretty vir soos 3 dae en toe vrek hulle. En dus ek sê dan okay, wel ek gaan nou snip want ek het gehoor as jy hulle prune dan maak hulle nog. En ek het soos nie baie hoop gehad nie want ek is regtig plante en ek weet nie wat gaan aan nie. It's not gonna, ek weet nie, ek probeer. I'm trying. So toe snip ek hulle nou en alles en ek water en ek dink, hierdie gaan nie groei nie, wat ek wil. En ek het actually vanoggend toe tel ek, toe staan 10 nuwe buds. Nuwe is op die 7. Soos new ones, extra ones. En ek was so, dit het gewerk, ek weet nie, ek het weggekry nie. Wat so excited met my blommetjies. Want ek is al geproen en ek kan hulle groei. Extra. Ek is nou by John 15. My kop nou moet vas. Hou ons almal ons koppies vas. Net maar so vas. Seker my sussie. Nee, ek sê Dit is my Eloise storie. Ek wag net tot Ja. ons begin. Yes. Maar ons praat soos net op en toe. Ja, kan ons goed John 15 lees? Aangezien ons op die topic is net een beetje voor mij. So, Passion 5 is my favorite. I'm gonna read a Passion Translation at least. So I say, I am a true sprouting vine, and the farmer who tends the vine is my father. He cares for the branches connected to me by lifting and propping up the fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest. The words I have spoken over you have already cleansed you. So you must remain in life union with me, for I remain in life union with you. For as a branch severed from the vine will not bear fruit, so your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to mine. Wow. I am the sprouting vine, and you are my branches. As you live in union with me, as your source, fruitfulness will stream from within you.
But when you live separated from me, you are powerless. If a person is separated from me, he is discarded. Such branches are gathered up and thrown into the fire to be burned. But if you live in life union with me, and if my words live powerfully within you, then you can ask whatever you desire, and it will be done. When your lives bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciples who glorify my Father. I love each of you with the same love that the Father loves me. You must continually let my love nourish your hearts. If you keep my commandments, you will live in my love, just as I have kept my Father's commandments. For I continually live nourished and empowered by his love. My purpose for telling you these things is that the joy that I experienced will fill your hearts with overwhelming gladness. So this is my commandment. Love each other deeply as much as I have loved you. For the greatest love is love that sacrifices all. And this great love is demonstrated when a person sacrifices his life for his friends. So that's till verse 13. It's still beautiful. Jesus is the source. Obviously hy 'n woord gesien in daai skrif as he sacrificed his Yeah. life and we are his friends. So that's why he's loved, because he gave everything. En dit remind my nou, dit was een van my opsies van my stories wat ek sou kies, maar waar Jesus gesê het, ek het hom nou nie, maar waar Jesus gesê het, Vader, if let this cup pass by, but still not my will, your will. Hy het iets gehad in hom wat ek soos regtig skryf, daai passie wat Jesus gehad het vir ons eerstens en ook om vir sy calling, om tot die einde toe vas te hou. En elke keer as ek dit lees, dan dink ek net, Here, soos wat het u gehad? Soos ons deur dit alles te endure. Ons stamp ons toon en ons is nou kwaad die hele dag en ons toon is verstaan wat ons vlees, maar hy het soos op die oomblik bloed gesweet. Sy vlees was tot die einde was soos gebieten tot hulle kon hom nie recognize, verstaan, so dat fleshly het hy deur baie goed gegaan. But spiritually, daar was iets binne hom wat hom gedryf het, obviously the Holy Spirit. But then the Bible says we have the same spirit. Sure. So we have the exact same spirit. So ons het presies dieselfde dryf wat Jesus gehad het daai tyd. Ons het dieselfde as ons calling, nie net ons calling nie, maar ons relationship met Jesus. So nou gepraat van satisfaction, die een is to do the works and the other one is to seek God en om te abide in hom in relationship. Maar as ons daai selfde passie wat Jesus gehad het daai tyd en ons kan hê vir letterlik ons calling, vir ons huwelik, vir ons kinders, vir you name it, vir soos as ons daai selfde dryf wat Jesus gehad het, dink ek ons sal soos ons sal soos iemand. The abundant love. Ja, Dit is crazy. Laat my dink aan die boek wat ek gelees het. Discipleship begins with beholding. En dis net soos, ek weet nie, ek gaan nie iets soos daar in diepte gaan nie, maar dit is net soos dat ons individually is ons gemaak om, we're made to behold the beauty of Jesus. En het klink baie theoretical. Het klink baie soos, hoe behold ek die beauty? Wat is die goede? Dit is nie so moeilik nie. Dit is net om by sy voete te sit. Dit is so maklik soos dit. En om toe te laat om vir jou te wys wie hy is. I think that sometimes we build boundaries, walls, boxy. So Jesus, dis wie hy is. But it's just he's beyond that. And like if we would just allow him to break through the walls, to go beyond the boundaries, outside of the box. And we realize there's so much more to him than we could have ever imagined. And that it's like forever. Can you get a short test? Wat is nou pas? Dit het vandag gebeur. Twee goed actually, wat is pas vir alles. So vanoggend het ek koffie gemaak en my skynpies, ek raak dit om skynpies met die melk te maak. En ek gooi toe in alles en toe later vorm met 'n hartjie. So ek en die Here het ons het 'n hartjie ding, soos orals
waar as ek die Here soek en dit is letterlik en ek ry of iets en sal 'n wolkhaartjie wees of as ons gaan bid dan sal ek 'n klippie haartjie kry. En soos my birthmark is ook 'n haartjie verstaan. So ek is soos hy het my gemerk met 'n haartjie. Ja, so everywhere. So dis regtig soos 'n ding met 'n haartjie ding ek en hy. So oggend sien ek nou hierdie haartjie met die skyntjies en alles. En ek kyk hier ek so dankie Jesus en ek maak toe 'n joke en ek is soos ja, weet nou cappuccino by soos beans nodig as die Here vir jou 'n haartjie kan maak in jou skyntjies. En ek sit toe en ek het toe my Bybel aan en alles en ek kyk toe na die skyntjies en ek sien soos die ding vorm nou, dit gaan 'n baie weird, maar die ding vorm hy gaan nou oop, soos die imagine nou 'n hartjie skympie in jou koffie en hy's besig om te like inflate, soos oop te gaan nou, né? En ek beleef net hoe die skuim soos in die rand te gaan van die koppie. En dit lyk soos asof dit pour into soos in die maar soos dit lyk of die hartjie soos explode en dan soos pore in die rand en dat elke deel van die ding hierdie skuim. En ek beleef net hoe die Here soos vir my sê dis wat dit beteken om in my te abide. Soos dis wat dit beteken want jy gaan nie kan help om uit te poel nie. Verstaan en die hele hartjie analogy is like he is love. So to abide in him, ons praat nou baie van dit, alles connects en dis amazing dat dit dis everything is connected en die hartjie ding van for you abide in his love, soos ons gaan nie kan help om nie liefde te gee nie. En daai wat jy net gesê van die fruit, soos the more you gaze upon him, you will become like him. So if you lack in any kind of fruit, get to Jesus. So try to behold Jesus. Amen. So hy is die ding, hy is alles, al die vrugte in een, soos wat ons nou gesê het. En ja, so daar was 'n klein testimony van 'n reminder van hy gaan ons as ons hom behold, as ons in sy liefde bly, gaan hy ons so vul dat ons gaan overflow. Ons gaan nie kan empty run as ons heeltyd in die Here is nie. Dis een. En dan met die striving, ek weet nie of ek nou my storie moet deel, maar met die striving ding, ja, dat is my moeilike ding. Dit amper soos 'n religion geraak. Dit het 'n religion geraak. Die striving het vir my like religion geraak. Want ek het heeltyd gewerk en die Here is nou besig om dit like af te breek. Van hy wil nie hê my werk hê nie, hy wil net my hart hê. En vanoggend ek het 'n vol dag beplan, ek het klasse wat ek moet doen, ek het designs wat ek moet klaarmaak in die dag en alles en ek kyk toe 'n video op YouTube actually van Stephanie Kritsene en ek kyk toe 'n video en ek sit hom toe aan terwyl ek eet. Ek is net soos ek gaan net luister en ek word so getouch in daai video dat ek soos ek eet te klaar, maar ek sit toe en luister soos ek kon op en ek ervaar net soos die peace van die Here. En ek weet, die video is nou ure en 40 minute lank. As ek nou hier sit gelos, ek daai tyd soos ek moet dit gaan doen en dit gaan doen. Ek moet nog ry verstaan. En ek kon nie help om net daar te sit nie. Soos net the case. Yes. You know. En ek ervaar in 'n moment presies dit soos ja, ek het nou al hierdie goed om en terwyl daar luister gaan dis kry. Terwyl ek daar sit en net die video kyk. Wat gaan ek my skedule beplan is nie. Terwyl ek daar sit en net die video kyk. En die peace van die Here ervaar kom die ou wat die ou wat se designs ek doen en hy sê hoorie kan ek nog vir my design maak. So daar skep hy vir my die Here vir my nog werk, nog opportunity. En ek besef toe net soos en ek het niks gedoen nie. Ek het nie gegaan na hom toe en sê hoorie is daar nog iets wat ek kan doen vir jou nie. I didn't work my way to get that. Ek het letterlik net 'n video gesit en soos in die Here se presence. En hy het na my toe gekom en gesê hoorie soos ek het vir jou nog gesê, kan jy dit nog mee doen? Ja. So daar was vir my soos ek dink jy ons verstaan die realiteit van die deure wat die Here vir jou oopmaak as jy net hom behold. Want ons is gewoond aan 'n stelsel. Jy moet werk om 'n A te kry, jy moet werk om eers 'n span te kry. Jy moet werk om die baas te wees verstaan. You need to work yourself to get there. Maar die Here is net soos jy is reeds daar. So omdat jy daar is, because you're in the position of me, omdat hy die kruis reeds betaal het, finish the works, destroyed sin. Omdat jy reeds daar is, gaan ek die deure vir jou oopmaak, but then you have to be there. Nie daar nie. Daai was, ek weet nie wat anders nou nie. Okay, but my story is in John 4 verse, ek gaan van John 4 verse 10 lees. So dis die storie van die Samaritaanse vrou. Guys, ons almal ken nou hierdie storie, maar ek relate baie met hierdie vrou. En ek gaan nou duidelik hoekom. So
So Jesus answers, okay, nee, kom ons lees van verse 7 af. So a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Hoe sê ek daai woord? Samaritans. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." So ek wil net gedoppels. Ek dink ek gaan nie hele storie lees nie, maar daai ek gaan nou reflect my eie storie. So ek het living water gesoek in alle verkeerde wells. Verstaan, alle verkeerde sources in my lewe. Ek het gedrink, verhoudings, wat was er nog? Ja, daar was 'n klomp goed wat ek daai void wou vul. Because we all have a void. Exactly. And if we don't fill it with God, we're gonna fill it with counterfeits of God. Okay, as ons peace wil hê, gaan ons dit soek in drugs ook, verstaan, as ons liefde wil hê, gaan ons dit soek in verhouding. So, daar's counterfeits. Ek wil nie eens dit 'n counterfeit noem vir dit wat die Here vir jou kan doen. Ja, it can't replace God's. Dus dit kan nie God se vrede replace nie. Dit kan nie God se liefde replace nie. En ek het dit gesoek, soos hier word dit sê, "Whoever drinks of this water will thirst again." En dis presies wat dit doen. Verstaan, dit wat die wêreld vir jou bied, die water wat die wêreld vir jou gee, die liefde wat die wêreld vir jou gee, die achievement, wat ook al die geld wat die wêreld vir jou gee, dit gaan jy gaan heeltyd meer wil hê. Okay, because that can't satisfy the void in you. En ons almal is gebore met 'n void. En ek glo as jy dit nie volmaak met die gees van die Here nie, gaan jy probeer dit volmaak met ander goed, soos ek net gesê het. En dan sê whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. En dit is presies daai satisfaction wat ons van gepraat het. Dis die water wat die Here vir jou gee, dit wie hy is. Soos jy gaan nie, as jy dit, if you first taste and see, you will not, dit is onmoontlik. Ek dink, ja, sure, dalk maak jy 'n fout en hardloop terug because of habits and strongholds en dinge wat in jou kop gevorm het. Maar the ultimate satisfaction is in hom. Okay, en dit sê daar, shall give him, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water spring up into everlasting life. So kom, dis wat ons net gesê het, soos as jy in hom abide en jy loop saam met hom, walk with him, gaan jy nie kan empty draai nie. As jy moeg voel, verstaan, just go back to God, gaze upon him again. En ja, dis eintlik al wat ek my storie wil share. Daar's baie goed in die storie. Ons het nog baie wisdom gedeel, maar die punt wat ek wil maak in my storie is, don't settle for a cheap, ek weet nie so counterfeit. Ja, ek wil nie soos dit wat die Here vir jou gee is, kan nie eens as 'n counterfeit beskryf word. Soos dis nog laer as dit. It's like a cheap life van wat jy voorgemaak is. Dis glad nie die abundance wat die Here vir jou het nie. Ek het verlang, het ek myself daarin gevind en gedink dit is nou lewe, ag dis lekker, dis doen dit, almal doen dit, verstaan, en ek het heeltyd empty gevoel. Daar's 'n rede hoekom jy huis toe gaan en in jou bed gaan lê en jouself in die slaap huil, because you're not satisfied. Okay, there's a reason for that. So my enigste advies sal wees uit hierdie storie uit, soos die Here sê, hy is living water. Okay, en as jy in hom abide, gaan hy deur jou vloei. You won't run empty. Okay. Kan ek net iets deel oor dit, nee? Soos, ek dink ons is regtig bevoorreg om in die tyd te lewe wat ons doen. Want net bietjie onder daai storie toe sê hy, maar hy het homself nog nie reveal as die Messiah nie. En sy het vir hom gevra, is jy die Messias? Of
hy sê toe maar, of sy sê, dis Messiah you speak of, hy het gesê, dis Messiah you speak of, I am him, en dis net amazing dat weer eens hulle het hom nie perceive in so 'n manier nie, want baie mense het gedink hy gaan soos die koning wees, en hy gaan grand wees, en hy het actually net soos lowly and humble haar hart kom soek eintlik daar, en dan kom ontmoet op haar weakness, en weer eens waar niemand anders iets te doen wou gehad het met haar nie, het hy gewag vir haar. So, wat ook al jy deur gaan, soos Louise nou gesê het, van jou lowest moment, en goed wat jy mee struggle, soos, just go to him and ask him for his water, want dit gaan jou soul refresh, so, moenie dink, ek is te ver van hom af, of ek het 5 maande gehad, ek is nie worthy nie, ek meen, hy het spesiaal vir haar gaan soek daar, of vir haar gaan wag daar, so, there's nothing new to him, so just reach out and ask for his water. Ek dink ook soos die idee van, like, I have to be perfect to approach him of, oh, I cannot give my life to the Lord because I'm not perfect yet. Like, the Lord met this woman, you know, when she was at her lowest, basically. She was like, don't speak to me, I'm not, you know, don't talk to me. And it's like, God came for the rejected ones, you know what I mean? Like, sis, because he could touch their hearts because they were open to receive his hearts. It was like, so yeah. In Markus 5 vers 34 sê dit so mooi. Jesus said to her, daughter, you took a risk of faith, and now you're healed and whole. Live well, live blessed, be healed of your plunge. In die opskrif hiervan, dit sê a risk of faith. En dit is so mooi en dit sê so mooi dat had heard about Jesus, she slipped in from behind and touches his robe. So dit is net soos, sy het regte geloof gehad om deur die mense te druk en in God se garment te vat. Soos ek dink ons moet ook net daai geloof hê wat sy gehad het. En dit kan ons lewe so verander as ons net daai geloof het wat sy gehad het. Ek het net nie gehoor in daai net. Dis hoekom dit so lekker is om verskillende vertalings te luister, nê? Want daai stukkie ek het nog nooit gehoor nie. Soos dis awesome, want hy sê as healed you and made you whole. So daar's 2 aspekte van die storie is omdat sy uitgereik het die Here haar hart aangeraak, that made her whole and healed. So hy het soos haar fisies en haar geestelike kondisie aangeraak en daai twee saam het soos 'n completeness gebring. Sure, let me just process that. Thank you message. Ek dink ook soos sy het gegaan met die verwagting om geheel te word, but God exceeds our expectation always, and I said, soos, okay, great, you're healing, maar is vir jou wholeness ook, soos, I want to heal everything, so it's like, jy gaan altyd exceed wat ons verwag, dis maar net wees. So, my story, is actually meer 'n karakter as 'n storie, so ek gaan net soos 'n recap gee vir julle, want dit is baie versies, dan ek gaan nie almal lees. It's too much. Ek sal soos vir julle 1 versie lees. 2 versies lees. Okay, anyway, so my gunsteling karakter is Simon Peter. Okay, en hy was 'n visserman gewees, en hy het, obviously, as jy sy storie lees, sal jy agterkom, hy was 'n Jew gewees, so hy is getrain in wie die Messiah gaan wees en alles, maar hy het sy faith verloor, want die Here het lank gevat. So hy was so super ongeduldig ook, en ek relate baie aan hom, dis is 'n hele storie. Anyway, en Jesus het gegaan na hy was gedoop gewees, om sodat hy kan relate met sinners, en toe was hy gevat in die wilderness in vir temptation, en hy het deur 'n temptation gegaan, en daar is so 'n hele revelation wat ek met julle kan deel oor dit, wat ek soos gisterond gekry het. Maar ek gaan nie nou daarin gaan nie, en direk daarna het hy begin met sy ministry, en hy het geloop op die see, nie op die see nie, maar by die see, en daar was klomp mense wat gedruk het, en so, en hy het 'n boot, hy het toe die boot nader geroep en gevra, maar kan hy asseblief op die boot klim, en hy het toe sy hele speech gegee en alles, en so het hy toe vir Pieter gevra, maar hy moet die net uitgooi. En Pieter was soos, okay, nee, maar ek sit nou al die hele dag, of die hele aand hierso, en ek het niks gevang nie, en dis nie goeie omstandighede nie, maar omdat jy so gesê het, sal ek het doen. En hy gooi toe die net af, en hy vang hierdie miraculous amount van vis.
En die eerste ding wat hy doen is hy val op die grond neer voor die Here se voete en hy sê, maar depart from me Lord because I'm a sinful man. En die Here help hom op en hy sê, follow me. En hy los alles net daar. So sy vrou included alles, los hy net daar en hy is agter die Here aan. Maar hy het ook soos baie characteristics soos self-control wat hy nie het nie, soos hy kap iemand se oor af van die persoon insult vir Jesus en hy's ongeduldig en hy's net 'n hele karakter op sy eie, maar wat vir my uitstaan en wat so waar is aan my storie is die gedeelte waar hy die Here betray. So my versie is in Luke 22 31 en 32 en dit is die opskrif is Peter's denial predicted. Okay, so ek sal nou so die versie sê, Simon, Simon, look out, Satan has asked to sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail, and you, when you have turned back, strengthen your brothers. Okay, so die storie gaan daarna dat hy, dis die last supper, en hy gaan saam met die Here na die tuin toe, en dan in hierdie hele gedeelte waar Jesus gearresteer word, dan vra hulle vir hom, maar is jy nie een van sy disciples nie? En as hy soos nie, ek ken nie daai man nie. En hy doen dit 3 keer voor die haankraai. En so het hy obviously guilty gevoel oor hierdie situasie en die is toe dood. En hy het teruggegaan na sy ou visserman lewe toe. En nadat die Here opgestaan het, het hy na Pieter toe gegaan en hy 3 keer vir Pieter gevra, do you love me? En Pieter het gesê ja. En die Here het toe vir hom soos opdrag gegee om vorentoe te gaan met die woord. En hy het toe hierdie bold preacher geraak, wat soos almal, jy weet, hy doen miracles en hy is bold en hy gaan praat uit en hy sê hierdie amazing, jy weet, persoon wat uitgaan en hoekom dit vir my uitstaan en hoekom ek hierdie versie gekies het is die Here het geweet hy gaan hom deny en hy het hom nog steeds gedeny en die Here het vir hom gebid dat hy sal terugdraai want wat vir my uitstaan is and when you turn back strengthen your brothers. Nee, so die Here het geweet sy faith gaan soos fail en hy gaan wegdraai van die Here af. En hoekom het vir my so amazing story is in my story is ek het groot geword in religion as kom ons sê nou in sy weergawe 'n Jew en ek het voluit gegaan agter die Here aan en hom gevolg en alles en maar ek het die Here gegee en whatever en ek het toe op 'n punt gekom in my lewe waar ek baie vrae gehad het en ek kon nie die vrae kry nie en ek het weggedraai van die Here af. Ek het publicly declare ek glo nie in die Here nie, ek weier, hy het niks vir my gedoen nie, ek kan nie, ek wil nie en ek gaan nie, hy bestaan nie, hy is niks van my nie, nothing. En ek het hom gedeny, baie meer keer as 3 keer. En die Here het toe obviously 'n miraculous work gedoen in my en hy het my ingetrek en ek onthou hy het my soos 'n paar keer deur 'n situasie gevat waar hy vir my gesê het, maar gaan jy my nog steeds kies? Gaan jy nog steeds surrender en my nog steeds kies in hierdie situasie? En hy het elke keer wanneer dit gebeur het, het hy iets weggevat van my af. Soos jy weet, 'n huwelik weggevat, en soos gaan jy my nog steeds eer, al vat ek dit weg van jou af. Ek vat jou hierdie ding wat jy so lank vir gewerk het, ek vat dit weg, gaan jy my nog steeds eer as jy dit gaan, hierdie droom wat jy gehad het, ek vat dit weg, gaan jy my nog steeds eer, en hy het die hele tyd dit gedoen met my, in a loving way, maar vir my was dit soos, hoekom vat jy, why are you doing this to me? En deur dit het ek elke keer gekies, maar even if sal ek nog steeds die Here volg. Even though ek hierdie ding verloor, gaan ek nog steeds volg, maak nie saak wat dit is nie. En nou 2-3 jaar later na my doop, is ek bold in faith. Ek meen, ek oral waar ek gaan, soos as jy nie weet ek's 'n Christen nie, dan luister jy nie, of jy kyk nie, want dit is soos everywhere. Alles wat ek doen is in honor of him, vir wat hy gedoen het vir my, want
I denied him. Ek het weggedraai en hy het my teruggedraai. En nou kan ek my brothers and sisters strengthen in my faith met my storie. So dit was net vir my daai versie was net soos wow, soos hy het geweet hy gaan dit doen en net soos dit het hy geweet ek gaan dit doen. En hy het nog steeds my gekies om vir my te sterf en nog steeds my gekies om te roep en my koning op my lewe te sit. En even though ek nog self 100% probeer uitfigure wat dit is, het hy dit nog steeds gedoen. Hy het nog steeds declare oor my en hy het nog steeds daai loving father relationship met my geskep. En ja, dis net it's awesome. Dis awesome. Dis regtig cool. One moment of Jesus. Ja, so It's so This beautiful. was I'm just like soaking in this because it's just so much. It's just I'm like, also feeling the weight because you know, yeah. Ek het sukkel om te praat. You know, Like, to be honest, ek was so I'm feeling the presence of the Lord. die hele tyd. Dit is net Damn. voel. I wil think net something ek slap in die vloer. ek dink iets uit vir my so uitstaan like van elke storie. It's just that God is, we are never too low for Him to reach for us. Nee. He will meet us where we are, Ja. not where we want to perform or strive for Him or like, oh, just let me get all my baggage figured out and then girl, you know, good. Bring dit saam. Ons sal dit saam uitpak. You know what I mean? Like he suddenly says, let's say, hand is te ver om te reach, te raak, ja, te reach en sy oor was nie toe om te luister, you know. And it's, he's net so kind and good. He was so kind to Peter, that's kindness of God. But it's like, he made us. He made us, so he just, he cannot help himself. Wat ek vir my mooi is ook in jou storie is waar Jesus so mooi restore, maar weer eens is above and beyond. Is waar hy 3 keer hom deny het, maar Jesus 3 keer dan ook vir hom vra, maar hy vra nie net 'n simpel vraag nie, hy roep hom higher en terug in sy calling in van onthou gou waarvoor hy sê gemaak, feed my sheep, tend my sheep. Lead my sheep. Dit is so mooi. Dus hy sê nie net, jy is veronderstel om my lief te hê nie, my lief. Dis is, do you love me? Ek herinner en ek maak het weer wakker en nou. And do what you called for. So, I'm not dead, I'm not gone. I did what I fulfilled the promise that I made to you. And go and tell the nations. Dis so mooi. Maar ek dink ons almal het 'n season waar ons in die wilderness is wat jy soos half wegdraai van die Here af, of jy is ver van die Here af. Wie voel so? Jy voel so. Jy dink soos okay, ja, jy's nou verlore of soos elkeen het 'n swart skoppie storie. Soos altyd. Almal het 'n prodigal son storie waar jy weggegaan het van die Here af en hy net rustig met geduld jou stadig terugbring en vir jou wag en dat jy self terugkom en dit is so dis special. Ek dink dit is baie special. So beautiful. Ek dink when we start relationship with God and we learn His character, Ja. it's like it's not like the world. He's God. Ja. Ek dink op wat jy net gesê het, is al voel jy of al dink jy voel so ver van die Here af om net altyd te weet jy is in sy presence. Dus dit maak so wat jy doen, jy is in sy presence. Yeah. And that just nothing disqualifies you from having a relationship with the Lord. You know, there isn't the standard, okay, you have to do this and this and this, be this and this and this, and then you'll be like, because that is how the world works. It's like Conditions. the conditions, you know, and then the Lord, John 3:16, unconditional. He loved the world so much, unconditional. So ons dink aan al die stories het Jesus almal kom ontmoet in hulle omstandighede, nê? En soos my storie was die blindheid, jou storie was die vrou wat die costly oil gekoor het, so sy het sacrifice, jy het wat het jy die Samaritan woman wat unpure was of wat is dit? Unclean was. En Sumi se storie van die Gorman, sy was ook soos jy kom nie in die samelewing nie. En jou storie van ek so visserman is waar die ding ook kom van he takes us as we are, but he doesn't leave us as we are. So we change in the relationship, in the building. Say it louder for the people at the In the back, come on! Say it Stand up, louder. girl! Come up higher! Take your word and
walk in it. Yes, that's beautiful. Ek moet iets sê laas, ons is obviously nou amper Ja. by ons sê, maar iets wat ek sing en dit lê nou net op my hart, so ek weet nie, vir jou kan dit luister en hoor, maar soos iets wat ek sien wat my baie sad maak, is mense wat volstoom 'n vaarheid vir die Here. Soos dis so 'n ding van jy gee hart vir die Here, gee jou lewe vir die Here en jy gaan. Dalk is jy jare in, jy is soos you've got this fire for God. En dan doen jy iets of iets gebeur met jou. Dit kan enige external factor kan of jy hardloop weg van die Here of jy het gesondig. Jy het ook teruggegaan soos Pieters, hy het teruggegaan na sy vissermanskap, na sy dit wat hy ken. Okay, he walked with Jesus 3 jaar plus, maar hy het toe teruggegaan in sy ou gewoontes, Jesus nou in die kruis was en so iets wat ek sien wat my sad maak is dat mense aanvaar is vir God en voluit gaan alles reg doen en op die einde doen hulle maak 'n fout. En dan condemn hulle self so op 'n punt dat hulle nie meer wil terugdraai nie. Dat hulle soos ja, ek was hierdie, ek het hierdie gedoen. Maar duidelik het dit nie vir my gewerk nie, want ek het nou hierdie fout gemaak en hy gaan nie my nou weer terug wil hê nie. En Pieter, wat het Jesus gedoen? Verstaan, Jesus het gekom terug na hom toe en sê sorry. Do you love me? Verstaan, soos Jesus kom terug na jou toe. Dit is nie soos jy kan nou weghardloop van hom en nou bly jy daar en ons kies om weg te bly van Jesus af. Hy is nie hy wat kies en jou condemn nie. Die Bybel sê, it's the grace of God that brings us to repentance. Dit is die goedheid van die Here wat jou wil teruglaat draai na hom toe. So, as jy dalk luister op die kyk, hoe ook al, weet net, al het jy fout gemaak, jy is nie te ver weg van die Here nie. Okay, jy is nooit weg van hom nie. If you said yes to him once, dis 'n yes forever. Okay, al wat jy nodig het om te doen is om te sê, Here, sjap, ek het hierdie fout gemaak, ek is jammer. Miskien doen jy nog steeds dieselfde goed, maar diep binne jou weet jy, you've tasted and seen that he is good. So diep binne jou weet jy dat hierdie ding nie my satisfy nie, want ek huil myself nog in die slaap in die hande. Dan sê, you know, there's something better. So, as jy dalk jou vuur verloor het, as jy dalk wat ook al verloor het, jy wil te graag teruggaan. His arms are wide open. Yes, he's waiting. Dis Dawid, 'n voorbeeld van daai is Dawid. He broke 15 of the 10 commandments. Ja, yes. Maar die ding is, die Here het hom elke keer, dis nie 'n pause tussen nie, maar die Here het hom elke keer, ek kan nie sê teruggeneem nie, maar om gecaptivate weer omrede hy 'n man na God se hart was. So, don't be David. Things are in here for us to learn as well out of. Maar ja, net om te weet, maar al het ek 'n fout gemaak, I want to abide in him. En ultimately is dit waarvoor ons hier is, om in hom te abide en om dit met die wêreld te share en ja, net sy gospel en sy liefde te share. So, moenie weg weer eens, don't run from God, run to in your adversity. Ek het altyd 'n vraag gehad van hoekom is Dawid 'n man agter die Here se hart? Hy was dan soos 'n crazy dude. Hy het soos weird goed gedoen en terrible, ja. Anyway, en ek onthou die een keer toe ek soos gesit het, ek was soos, Here, maar what even? Hoe is hy 'n man agter die Here se hart as hy soos evil goed doen? En ek onthou dit was soos in 'n psalm of iets, maar ek kan nie vir jou sê waar dit was nie, maar toe besef ek net soos van die rede hoekom is omdat hy elke keer teruggedraai het en huis toe gegaan het. Elke keer soos, ek het nou hierdie aangevang, maar ek wil graag weer teruggaan na die Here toe. En soos, terwyl ek daar gepraat het, dan dink ek altyd soos in 'n ma, soos my ma is, ja, sy special, ek wil altyd na my ma toe gaan. As ek iets verkeerd gedoen het, of ek wil iets, jy weet, of ek is unsure, of ek, ja, as dit altyd soos, ek wil my mamma hê, ek mis my mamma, soos, die hele tyd, ek is soos 30 jaar oud, maar ek gaan nog steeds al mamma toe, en dit is soos met die Here moet ook wees, soos, ons wil net teruggaan hom toe, soos, net back to where it was, en mens kry soos 'n hongerte vir, as jy soos vir 'n week lank byvoorbeeld die Bybel gelees het nie, en dit klink erg, maar ons gaan deur sulke seisoene, wat jy net soos nie daarby uitkom nie, of jy raak distracted, of whatever, en dan, net my craving wat jy het van soos, ek wil teruggaan, na daai love toe, net daai loving fatherness, en jy weet, ja.
They made an awe for God. It was so like wonderful God. Beautiful. It's a presence. Kan ek net gou vir julle, okay, laaste ding, dan kan ons afsluit. Ek wil net gou aanhou by daai is daai mamma, nê? Net nou toe ek bly, dis is net hier langs aan. So ek het die ringlight vergeet en ek het terughardloop om dit gou te kry en as jy vir Lano sê baie, my seentjie, hy's 2. As jy vir hom sê baie, moet jy moet eintlik nie vir hom sê baie nie want hy's nou al groot genoeg dat hy besef jy gaan nou. En toe ek weer ingaan en ek kry die ringlight, toe sien hy my, toe sê ek hoe gaan ek nou weer hier uitkom? Wat gaan ek nou sê? En hy sien my toe en hy kyk vir my en hy sê mamma en hy huil en ouma vat hom toe en ek voel so sleg in daai oomblik want ek wil by hom wees, maar dit het my net laat dink aan soos hoe God begeer om saam met ons heeltyd te wees. So we are his kids. Excited raak hy om ons te sien soos en daarmee soos dink ek sluit ons af, net soos om hoor net hierdie voice out en dit is my hartjie. Imagine dis julle sien, julle nou nie een kids nie, maar hoor net en imagine jy's God en dis jou kind wat net vir jou sê I love you, nê? En hoor net gou hierso. I love you, mama. Lekker werk, mama. I love you. Dit is so cute. En hoe het hy geleer om dit te kan sê? So, daar's 'n tyd wat ek regtig elke oggend vir hom as ek wakker word, dan sê ek vir hom, "Hallo Lano, het jy lekker gedoen? I love you." Of net hierdie dag vir hom sê, "I love you" en ek gee hom 'n druk en 'n soen. En met verhouding het hy daai woorde aangeleer. So net soos wat 'n kind ook baie vinnig 'n ander woord kan aanleer wat jy nie wil hê moet sê. Ek kan daai aanleer en uit sy eie uit hierdie dag sal hy vir my sê, "Mama, I love you." En hy's 2 jaar oud. En dit warm my hart so baie en dis vandag het ek in trane uitgebars en besef maar dis hoe Jesus vir ons voel. So when we say God I love you, hy sê hy wil die wêreld vir jou gee, want dis net it warms his heart just to have that relationship with him. Hy's probably ook soos I love you. Dis mag julle gebless wees en net weet dat vir Jesus is die belangrikste just to have a relationship and everything else flows from that. So primarily relationship is the key. Ja, en met dit, as jy enige prayer requests het of ietsie het, soos comment onder wat ook al, ons is hier, ons is 'n community, ons is nie net ons hier om na julle te bedien nie, maar ons wil graag 'n sisterskap skep en ons wil graag saam met julle chat en ja, so any prayer request wat ook al dit is, en as jy die een is wat dalk voel en ek het weggehardloop en ek weet nie regtig om terug te kom nie, maar ek dink ek wil teruggaan, soos ek weet nie, los 'n hartjie wat ook al ons sal terugkom na my toe, so You can ook private message. yes, and also private message. Ons het iets, kan ons message op Instagram of ons het TikTok, op YouTube self, as jy nie public nie, maar yes, kry ons in die hande en dan bid ons saam jou. En ook topic idees waaroor ons dalk kan gesels. Iets wat julle dalk gevra het aan die kant in die middel sommer een gegooi. Maar ja, we all julle. En dan almal dissect hom op 'n ander manier en met 'n ander idee en iets op die tafel. So feel free to do that. En kan julle gee vir Jesus. And that's a wrap.